Ek het vroeg in die week, toe sit ek net met 'n gedagte. Dit my vrou gesê, ten minste het ek 'n gedagte. En donderdag sit ek by die susters bid hier. Voorreg, net hulle kamp kon doen, maar het was my voorreg. En Suster Ivy praat oor berge. Maar sy weet nie wat ek maandag in my binnekamer praat die Here met my oor die God van die berge. En toe sy dit bring donderdag, toe sê ek, Here, wat meer vir 'n bevestiging wil jy hê? Die God van die berge. As jy jou Bybel saamgebring het, blaai na die eerste boek van Konings. Ook dankie aan elke sanger, sangeres, die vroue met hulle opvoering. Dit was hulle ek sê hulle vroue met opvoering doen, hulle kan praat. Kan die broers amen sê? Hulle kan praat. Halleluja. En ja, dit was wonderlik. Dit was die realiteit gewees van wat in Noag se dag gebeur het en wat die Here Jesus vir ons sê. Net so as jy dit wil sien wat gebeur het, dit sal so binne 'n dag of twee sal dit op ons YouTube kanaal wees. Jy kan daar gaan like en subscribe en die notifikasie druk, dan sal jy dit kan sien daar. Sal dit alles daarop sit. 1 Konings die 20ste hoofstuk. Voor ek gaan lees, is daar iemand met 'n getuienis vanmôre? Amen. Briljant. Ja, kom vir voor. Dat hy die mikrofoon vat is. Nou moet jy weet, as ek vir konstant vir die voor, as ek sê is daar ou met 'n getuienis en daai hand is soos 'n pyneboog, dan moet jy weet dis something. Halleluja. Gewoonlik jy sê is daar niemand nie, dan sal die pastoor maar iets sê, maar as 'n hand so vinnig gaan, dan moet jy weet. Daar is blyslag na 1 Konings 20. Môre my broers en susters, ek het môre 'n dankbare hart. Ek weet ek nou kort getuienis bring. Elke jaar gaan ek maar vir 'n mediese ondersoek. Ja. En jy weet, verlede jaar sien hulle my prostaattelling gaan op. En op 'n stadium verlede jaar Oktober maand gaan ek vir biopsie. En dit kom terug, dit is negatief. Ek hoef nie daaroor te worry nie. Maar jy weet, partykeer wil die Here 'n mens nader aan hom trek. Ja. Daar gebeur dinge op 'n mens se pad. Ja. En mens begin bewonder. En jy weet, ek gaan vir my jaarlikse check-up weer, soos hulle in Engels sal sê. Kyk, dit was nou in einde Augustus, September maand. En die toets kom terug en hulle sê vir my, hy het verskriklik opgespring, 3 keer eenvoudig. Ek sal moet daarna kyk. En die dokter sê vir my, ek sal met 'n MRI scan doen. En jy weet, ek gaan vir 'n MRI scan en ek kry die uitslaag terug. Hulle sê vir my daar's 'n kolletjie op my prostaat, hulle sal moet kyk. Ek sal moet ingaan en die dokter begin my verduidelik, die uroloog. Hy sê hy sal die onkoloog moet kry en hulle sal 'n 3-dimensionele prentjie voor hom moet afkry. In ander woorde, die MRI se skerm gaan daar wees, die dokters gaan daar wees en die onkoloog sal daar wees. En jy weet, hy verduidelik by die MRI het 5 kategorieë. Nommer 1, 2 en 3 is dit normale infeksie, maar nommer 4 en nommer 5, veral nommer 5 is omtrent 'n definitiewe saak dat dit kanker is. En jy weet, en myne kom terug, aan my een kant wys 'n definitiewe 5. En die dokter begin vir my verduidelik wat hy gaan maak en hoe hy gaan werk. Hy gaan my bestraling gee, so ek sal moet registreer. En jy weet, dit is net so voor ons Kaap toe gaan. Toe sit ek en my vrou daar in sy spreekkamer en ek wonder of ek dit moet laat doen of ek moet eers Kaap toe gaan. En jy weet, die gedagte kom op in my op, ek moet eers Kaap toe gaan. Ja. Want jy weet, die Here werk met 'n mens. Ja, amen. Ek het 'n boodskap wat ek moet kry
in Hartenbos by 'n gemeente. Presies dit waarvoor ek bekommerd is. En jy weet, terwyl ek die dokter sê nee, is reg. Ons gaan eers vakansie hou, dan sal ons terugkom. En hy sê vir my, Janie, hy gaan ook Kaap toe. Dan doen ons dit maar as ek terugkom. Ek sê vir hom, dit is 100% reg. En jy weet, en ek besluit, en Evie vra vir my, kan ek vir iemand sê, ek sê, ek gaan vir niemand sê nie. Want jy weet, ek sê, dit is 'n pad, wat ek wil stap vir die Here, en dit is jy wat my gaan ondersteun. Want daar is 'n koortjie wat sê, bid maar deur, tot jy die antwoord kry. En jy weet, partykeer wil die Here jou net bietjie nader aan hom trek. En jy weet, in September maand, so 'n maand terug, bietjie meer as 'n maand terug, sit ek in Hartenbos in die gemeente. En jy weet, terwyl ons daar sing en goed, kom daar 'n profetiese woord uit. En die Here sê, jy staan vanmôre hierson. Jy moet vanoggend toetse gaan. En jy weet, ek het vir al die toetse al gegaan. En alles dui op 'n positiewe antwoord. Hy sê, maar die Here sê vanmôre vir jou, jy wat hier staan, kan maar gaan vir daai toets. Maar hy sê, dit sal terugkom en gaan vir jou sê, dit is skoon. Jy weet, en ons kom terug, en verlede week Vrydag, moet ek ingaan theater toe. En jy weet, en ek sê dit vir my een seun, en vir my ander seun. Want tussen raak die Here met my besig. Jy weet, daai ou koortjie, bid maar deur tot jy die antwoord kry. Ja. Is soos 'n selfoon. Jou geestelike lewe is soos 'n selfoon. Jy het 'n Truecaller. En vanmôre kan ek vir julle sê, my Truecaller is my liewe Jesus. En ek wil vanmôre sê, daar's nog op by het foontjie van jou op jou geestelike pad. Not now, later. Maar jy weet, dis 'n bietjie gevaarlik, want jy word baie keer in die nag wakker. Dan sê jy later, not now. Maar jy weet, daar's ook 'n spam. En daai spam is die duiwel. Wat vir jou alles moet deurgooi. En jy weet, tot aanloop van die hospitaal, dan kry jy daai spams. Maar dan sê ek, liewe Jesus, ek het 'n Truecaller en sy naam is Jesus. En jy weet, 'n dag voordat ek ingaan, sê ek vir Evie, sy vra vir my, hoe voel ek? Ek sê van, ja, ek voel baie rustig. Ek voel, wat sal gebeur as 'n liewe Jesus hande vanmôre? En jy weet, en die kinders, ek het dit my 2 seuns vertel. En op 'n stadium vra die seun vir my, pa, hoe voel jy? Wat gaan jy doen? Ek sê vir hom, seun, nothing is over till my God decides it's over. En jy weet, ek gaan daai oggend in theater toe. En hulle doen hulle biopsie, laasweek Vrydag. En jy weet, ek kom uit met die narkose plek en ek gaan huis toe. En Dinsdagmiddag, wat verby is, 1:50, toe lei my telefoon. En jy weet, die spreekkamers bel my, hulle sê, meneer Boshoff, hoe gaan dit met jou? Ek sê, nee, goed. En hulle sê vir my, ons het jou uitslaa, en ek wil vir jou sê, jy is skoon. Een maand terug wat ons daai kerk was. En die Here geweet, ek moet nie daai toetse laat doen voordat ek Hartenbos nog voor die vakansie kan gaan nie. Want hy wil vir my 'n bevestiging gee in Hartenbos dat daar 'n lewendige God is. Ek het 'n Truecaller, bid maar deur tot jy die antwoord kry. En broers en vanmôre het ek 'n boodskap vir almal vanmôre. Maar as daar 'n groot probleem is, wat dit is nie, bid maar deur tot jy die antwoord kry. Want as jy die antwoord gekry, begin God te werk. Hy breek bande, genesing plaasvind vir my broers en susters. En die oorwinning is voor jou troon. Hoor gou mooi. Het hy sy antwoord in die paleis gekry? Waar het hy dit gekry? Op die berg. God werk awesome. Die weë van die Here is reg. As jy vanmôre 'n probleem het, die verlore seun kry nie sy oorwinning terwyl hy in die varke se pele vaskyk. Hy moet opstaan. En hy moet die berg uit. Die
weer terug. So wanneer jy by die huis kom en jy vanaand bid, dan eer jy God vir broer Jan. My God maak 'n positief en negatief. Amen. Amen. Kom aan. Die Here is besig om iets anders te doen volg. Paar jare terug dien ek 'n bidduur. Daar's 'n vroukie in daai kerk. Sy huil. Sy sê, pastoor, my kleinkind is gebore. Sy is HIV positief. Ja. Sy het nie woorde nie. Gaan staan voor haar. Suster Anna Galer, ek hoop sy kyk hierna met sy sang. En sy sê, Anna, ek het nie woorde, maar ek bid vir haar. En die wat daar is, bid saam. Huil vir die Here. Die Here, daai babatjie het nie gevra om daar te wees nie. U het haar geskep. U het haar gemaak. Maak nie saak wat die mamma deurgegaan. U het haar geskep. So, gaan die tyd verby. En toe sien ek 'n stukkie Bybel een Sondagmôre. Hy maak my voete soos die van 'n ribbel. En Suster Anna Galer kom by daai kerk ingehelp en gedans. Hulle het op daai stadium daai babietjie 4-5 keer getoets. Die antwoord is elke keer dis HIV positief. Vir ander ouens is dit nou al 'n tipe van 'n doodsvonnis, daai tipe van. Maar Suster Anna kom daai môre in, vol vreugde, vol blydskap, trane loop weer eens, want die keer is dit ander trane. En die pastoor het die babietjie weer getoets. Die babietjie is negatief, halleluja. Wat wil ek vir jou sê vanmôre? Daar's nie 'n probleem of 'n omstandigheid wat te groot en te sterk is vir ons God nie. Die dag toe kom sy met so vet babietjie daar ingestap. Ek sê, is dit sy? Sy sê, ja, pastoor, dit is sy. Dit lyk ons baie kindertjies, lyk dit of die hande en goed, alles nou mekaar geweld is. Dis ek verstaan jy, ek het ook so gelees. Yes. Sien nou nog om so hard te aan die sê. Ek sê, eendag kan ek al vashou, sy sê, ja, pastoor, sy is nie te kom. En God gebruik daai baba daai oggend. En hy skud die fondasies van die kerk. Wat hy vir daai babietjie gedoen het. Wat hy vir broer Jan gedoen het. Kan hy vanmôre vir jou doen. Ons gaan mense bedien, en ek wil 'n kort woord aan jou bring vandag. Die God van die berge. 1 Konings 20 vanaf vers 23. Want die dienaars van die koning van Aram het vir hom gesê, hulle gode, hy praat van Israel, hulle gode is berggode. Daarom was hulle vir ons te sterk. Maar as ons met hulle op die vlakte veg, sal ons sekerlik sterker wees as hulle. Daarom doen hierdie ding. Verwyder die konings elkeen uit sy plek en stel goewerneurs aan in hulle plek. En werp self vir u 'n leer soos die leer wat u verloor het.
en perde soos die perde, en strydwaans soos die waans, en laat ons teen hulle die vlakte veg, dan sal ons sekerlik sterker wees as hulle. En hulle het na hulle geluister en so gedoen. En na verloop van 'n jaar, het Ben-Hadad die Arameërs gemonster en opgetrek na Afek om teen Israel te veg. Die kinders van Israel is ook gemonster en van die lewensmiddele voorsien. En hulle tegemoet getrek, en die kinders van Israel het teenoor hulle daar opgeslaan, soos 2 klompies bokke, terwyl die land vol Arameërs was. Toe kom die man van God nader en sê aan die koning van Israel, so spreek die Here, omdat die Arameërs gesê het, die Here is 'n God van die berge, en hy is nie 'n God van die laagtes nie. Daarom sal ek hierdie hele groot menigte in jou hand gee, dat hulle kan weet. Sê dat hulle kan weet, dat ek die Here is. Halleluja, teksvers 23. Want die dienaars van die koning van Aram het vir hom gesê, hulle gode is berggode. Wil vanmôre met jou praat, net so vinnig, oor die God van die berge. In hierdie skrifgedeelte het die Arameërs teen Israel geveg, 23 konings, en hulle is verslaan die uiteinde van die saak in die geveg, en daarom het hulle hierdie woorde geuiter, dat Israel se God is 'n God van die berge, is berggode. Met ander woorde, hierdie Arameërs, hoor mooi, jou vyand gaan dink jy's net oorwinning wanneer jy in die kerk sit. Jou vyand gaan dink dat wanneer jy daar buite is en die golwe teen jou slaan, dat hy jou daar ook kan gaan oorwinne. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, as jy op die regte plek is, as die God van die berge jou God is, kan jy maar in die vallei wees, hy gaan jou nog steeds die oorwinning gee. Al voel jy hoe vanmôre. Hy gaan jou nog die oorwinning gee. Hy is die God, hy ons sal net nie kan wen, terwyl hulle op hoë plekke is nie. Hy sal net vir hulle die oorwinning gee, wanneer hulle op die bergtoppe is. Maar hoor my vanmôre, in daardie bergtoppe is daar die omstandighede wanneer jy goed voel. Daai bergtoppe is wanneer alles goed gaan. Daai bergtoppe is wanneer jou dokter sê jou medies is jy's 'n definisie van gesondheid. Wanneer jou sake in jou lewe so vlot loop, dis die bergtoppe, en jy sien die berge was die plek gewees waar die teenwoordigheid van God en die openbaringe van God was. Jesus sê, kom na my toe. Dit beteken, bietjie op te doen. Ek moet dan toe, hier is die probleem. Die kerk vandag wil Jesus amper na ons vlak. Jammer om dit te sê, dit is wat dit is. Jesus moet na my toe kom. Hy sê, kom op, luister mooi, kind van God. En daar die plekke waar God se teenwoordigheid is, hy gaan na Moses toe. Hy sê vir Moses, klim op na my toe, en dan ek met jou kan praat, alhoewel, dat ek jou iets kan wys. En Moses klim op en hy gee hom die wet van die Here. En terwyl hy gee toe hy afklim, moes hy sy gelaat toemaak, want sy vel het geskitter blind, want hy was in die teenwoordigheid. Hy was op die berg van God gewees. Kom aan, die God van die berge. Die God van die berge. God sê vir Abraham, vat jou seun, jou enigste seun Isak. Gaan offer hom vir my. Ek sal redelijk benoud wees as jy moet een kind hê. En God sê, kom ons veronderstel, die was jou enigste kind. En God sê, gaan slag hom op 'n plek wat ek jou sal wys. Maar hy stap. En hy kom op 'n berg. Die berg Moria, hy bind sy seun, en jy ken die verhaal. En hy sit hom daar op die altaar.
En toe hy sy mes opsteek, om te slag, want hy is gehoorsaam aan die God van die berge. Toe hoor hy 'n stem, toe kom die openbaring, toe kom die krag van God, toe kom die geselshuis roepstem van God uit die hemel uit. Hy sê, Abraham! Meneer jou seun, en jy sien, op die bergtop is die plek van jou voorsiening. Hy kyk so terug, en daar's 'n ram in die bos, 'n plaasvervanger vir Isak. Die God van die berge. Elia, hy is daar op Karmel, en daar is 450 Baal-profete, plus later kom die ander. Hulle sê, maar kom ons bou vir ons altaar. En vir julle en vir my, is vir jou wees, is vir my wees. Die God wat antwoord, is die God wat gedien moet word. Hy is waar? In die vallei steek hy die vuur op. Nee. Op die bergtop, bo op Karmel. En hy sit sy houtjies daar, en hulle het gegaan, en hulle het begin roep. En hy het vir hulle gesê, wel, dalk by julle harte skit, dalk is julle God met vakansie, halleluja. Dalk slaap hy so bietjie, dalk slymer hy so bietjie, dalk het hy so bietjie doof geword. Hulle het begin sny met spiese en messe en al wat hulle kan. Hulle roep, maar as die antwoord nie. En toe ek Elias gemerk het, want hy is op die berg van God. Toe sê, bring vir my immers water. Dis 'n natuurwet, broer. Ja, probeer braaivleis hou met nat hout. Jy sak al. Later as vererg, jy gaan druk die vleis in die oond, maak het gaar, vrou, moet ons kan eet. Dis waar. Want nat hout brand nie. Hy sê, gooi nat. Gooi nog. Gooi nog. Gooi nog, en die woord sê, en die water het in die voortjie reg rondom gelê, en toe hy op die berg van God is, toe hy begin roep, toe antwoord God met vuur, en die hemel uit met 'n wonderwerk, halleluja! Want waar was hy? Hy was in die vallei nie. Hy was op die berg. En hy verteer die vuur van God, verteer. En hy slag 450 Baal-profete. Waar? Nie die vallei nie. Toe hy op die berg was. Halleluja. Op die berg van verheerlik, die bergpredikasie, is Jesus op die berg. Hy leer hulle nie in die vallei nie. Halleluja. Hy leer hulle terwyl hy op die berg is. Mattheus 5 en 6 en 7 gaan lees dit van wat leer het toe op die berg is. Luister, toe Jesus opvaar, toe vaar hy terug na sy Vader toe, vanaf die top van 'n berg, halleluja. En wanneer hy terugkom, dan kom hy terug na 'n berg toe, hy kom sy voete op die Olyfberg plaas, halleluja. Hy is die God van die berge, halleluja. Waar wil jy hê vanmorgen? Prys die Here. Jy sien, dis in die berg, op die berg waar ek die teenwoordigheid van God ervaar. Gaan ook jou sê, wat doen God op die berg, wat doen in die vallei met jou? Daar is twee verskillende dinge wat hy doen. Halleluja. Maar dis op die berg waar ek seëninge ontvang. Dis op die berg waar ek en jy gaan goddelike openbarings kry. En dis op die berge waar God my gaan aandoen met groot krag en met geloof. Dis op die berg, halleluja. Dis daar op die berg dat ek my oorwinning gaan kry. Want dit is daar waar ek God gaan sien. Dis op die berg waar ek God gaan ervaar. Brian het, as ek hom uit nou die getuienis gebring, ek kan hom seker maar gebruik as ek mag gebruik. Toe die tye kry, daar is baie ander mense wat hy tye gekry. En jy het 'n keuse. Wel, nou is dit maar so. Daar die wêreld vol. Hoor ek paar dit prostaatkanker. Kom maar. Wel al wat leef en beef. Nou moet jy begin bid. Daar is niks om iemand te vra om te bid saam met jou nie. Daar is niks fout daarmee.
Maar daar's 'n Reverend F.C. Barnes sing 'n lied. I'm going up on the rough side of the mountain. I'm going up on the rough side. Dink jy dit was vir hom seepglad geweest? Nee. Hy het by die rowwe kant van die berg uitgeklim, want hy het geweet, ek kan nie in die vallei sit, en maar net daar sit nie. Dis hoekom, jy kan nie maar net sit in jou omstandighede wat jy sit nie. Jy moet so 'n bietjie uitkom, jy moet opstaan, jy moet in beweging kom, sodat God in beweging kan kom, halleluja. Amen. Ja. Al het Paulus en Silas in die tronk gesit, was hulle waar? Top of the mountain. Ek het in die tronk gesit, my rug stikkend gebloei, voetboeie, handboeie, vasgemaak, trok die Here toe, maar in die gees was ek aan top of the mountain, halleluja, want hulle bid en hulle sing geestelike liedere, soos wat 'n mens in sy siel bereken sê die woord, so sal hy wees, prys sy naam. Was Brian nooit bekommerd nie? Ek gaan jou wet al was bekommernis. Nergens in hierdie woord. Nergens in hierdie woord staan dit, jy sê jou nooit bekommer nie. Staan nie geskryf nie. Maar weet jy wat staan daar? Bring jou bekommernisse na my toe. Bring hulle vir my. Want dis ek en jy weet nie wat, ons gaan net van erger na erger gaan. En jy gaan depressief raak, en jy gaan verval. In 'n diep gat, maar ek dank God, as jy vanmorgen in 'n gat sit, hy is nog steeds die lig in die gat, Dawid skrywe, hy sê, as ek in 'n donker gat, die Here is 'n lig vir my, halleluja. Halleluja. Daar die Arameërs, as jy maar wat nou as ek in die vallei staan? Wat as ek vanmorgen in die vallei is? Ek dank God, hy is ook die God in die valleie, want hy is alomteenwoordig. Halleluja. Hy is alomteenwoordig. Jy sien daar die Arameërs wat teen Israel optrek, het gedink as hulle daar in die vlaktes, daar in die laagtes kry, en dan sal ons die geveg wen. En weet jy wat, toe hulle in die vlaktes en die valleie kom, optrek, hulle het 'n hele jaar lang beplan aan hierdie ding. En vir 'n hele jaar lang was hulle beplanning oneffektief en niks seggend nie, want God wil in die vallei optrek. Toe gee God hulle weer in die hande van Israel, halleluja. Want hy is 'n alomteenwoordige God. Maar weet jy wat, jy kom in jou laagtepunt van jou lewe. Weet jy wat, dis daar die tye wat jy pyn ervaar. Daar's sulke mense in die plek. Dis daar die tye wat jy verliese gehad het. Dis daar die tye wat beproewings een na die ander in jou pad langs kom. Dis daar die tye wat jou geloof op die uiterste van uiterstes beproef word. Dis daar die tye wat daar meer trane oor my wange rol as trane van vreugde en blydskap. Dis die tye wanneer ek in die laagte is, dan sê die psalmdigter, al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, en want U is met my, halleluja. Amen. Self in jou vallei bly God nog dieselfde. Hy bly lig. Hy skakel nie aan en af. Hy bly lig. Maar hoor hierdie ding vanmorgen, ek bly jy moet 'n nota maak van dit. Op die berg is die plek waar God met jou praat. Hoor mooi, ek sê dit weer. Op die berg is die plek waar God met jou praat. Die vallei is die plek waar God hom aan jou bewys. Ja. Jy hoor wat ek sê. Yes. Op die berg is die plek waar God met jou praat. Pastoor, wat maak dis daar in die vallei en ek is down and out. Ek sê, weet jy, dan staan ek op, dan gaan ek na my binnekamer toe, en dan gaan ek na my deur toe. Luister, toe Asaf, Psalm 73, toe Asaf down and out is, en hy sê, verniet het ek my hande rein gehou, verniet het ek my aan die Here onderwerp, verniet het ek dit alles gedoen, want hy kyk na die onregverdiges, en hy kyk na hulle voorspoed, en hy kyk na hulle gelde, en hy raak so, hy sê, verniet het ek my aan die Here, dis dieselfde ou, wat in my Psalm 73, die eerste vers sê, ons my God is so groot, halleluja, kom en sê, verniet het ek dit gedoen, hy sê, totdat
Sê my voet het amper my onder my uitgestrykel, sê hy Psalm. Totdat wanneer? I'm going up on the rough side of the mountain. Tot hy in sy binnekamer gaan. En hy toemaak, hy sê, ek stap by die heiligdomme van God in, en ek het op hulle einde gelet. So jy kan vanmorgen nie vallei sit. Maar jy kan nie vanmorgen doen. Jy kan na die berg toe klim. Jy kan gaan. En ek sal graag dit in die berg oor nie. Sal ek graag die berg wil op my probleem saamsleep, want ek wil dit vir Jesus gee, nou, halleluja. Ek wil dit saamvat, ek wil dit vir hom gee. Want hy weet precies wat om daarmee te maak. Prys die naam, ek sê weer, want die berg is die plek waar God met jou praat. Die vallei is waar die plek, wat die Here om aan jou bewys. Kom ek vat vir Brianne, in die vallei van sogenaamde siekte. Daar het hy ontdek, dat God is die geneesheer, halleluja. In die plekke, in die vallei van jou korte, gaan jy agterkom, daar is die plek waar God jou voorsiener is. In die plek van hartseer, in die vallei van hartseer, gaan jy agterkom, en dat God jou trooster is. In die plek, in die vallei van eensaamheid, gaan jy agterkom dat God is hier, wat sê ek begewe, ek verlaat nie, ek is met jou tot aan die volleinding van die wêreld. Halleluja. Romeine 8:28 sê en ons weet, dat vir hulle wat God lief het, alles ten goeie meewe. Die Engels sê dit mooier. If you don't quit, God won't quit. Jy gehoor wat ek sê? If you don't quit, God won't quit. So as jy nie gaan opgee nie, God gaan verseker nooit opgee. Hy sal nooit klaar met my nie. Prys die wonderlike naam. Luister, hier is nog 'n punt. Op die berg bou God jou. In die vallei vorm God jou. So as jy wonder vanmorgen, hoekom sit jy in 'n vallei? He's busy shaping me. Partykeer vat hy 'n storm. Partykeer vat hy rowwe omstandighede. En as jy dit nie deurgaan nie, hoe gaan jy ooit weet dat God jou daaruit kan haal, die God van die berg? Hoe gaan jy dit weet? So op die berg bou God jou. En die vallei vorm hy jou. Dat is 'n verskil. So wanneer ek op die bergtoppe is, dan prys ek God met alles wat in my is. Wanneer ek in die vallei is, dan vertrou ek God met my hele wese, dat hy my gaan uitlei. Ag, Here. Ek weet nou nie hoekom het hier op my pad langs gekom. Want dit was nou net daai broer en daai suster geantwoord in die kerk. Here, dit was nou vir Brian, maar ek is nou nie Brian nie, so u antwoord my nou nie. Is dit ons oppraat so? Ag Here, ek kan nou nie help, Brian het nou blou oogies en ek het nou bruin oë. Ag, skies tog dat ek lewe en jouself bejammer en vir jouself jammer kry. En wat die God is nie 'n aannemer van die persoon nie. Maar as ek op die regte plek kom. As ek met my probleme en met my omstandighede sê, wat, ek loop moeilik. But I'm going up on the rough side of the mountain. Ek is besig, halleluja, ek is besig. Stap vir stap, ek gaan afsluit met iets wat gebeur het en jy gaan al baie keer voel, Here, ek is teen die berg op en ek gly 'n tree of 2 terug, het jy al teen 'n styl berg opgeklim. Jy gly jou voet aan die klippe. Kom aan. Ja. Ek en die polisie was daar by ons opleidingskamp vir teen insurgensie.
opleiding. Wie is die polisman in die plek? Jy sal weet. Jy sal weet. Daar op my Leeuskop. Boelio, hou jy Boelio? Ek haat daai naam. Boelio was so 'n berg geweest by hier, daar in die verte. Jy ken ons die instrukteurs. Jy het niks gedoen nie, maar hy soek 'n rede dat jy iets gedoen het. Gaan haal vir my 'n blaartjie. Jy. Dis 'n paar broers wat weet waarvan ek praat. Yes. Dan hardloop jy, dis bloed en sweet. Ja. Dan kan jy op, want hy gee vir jou 'n tydsaspek. Ja. Dis wat kilo of 2 voor jy by Boelio kom. Dat hy vir jou 'n boom gewys, wat net hy en ek weet nie wie nog nie weet wat 'n boom hy gewys het nie. Dat is die verkeerde. Dan hardloop jy, want jy's nou haastig. Dan kom jy so met hy stilletjie op. Daar's daar 'n ronde klipjie of 2 of 3 of 6 in jou pad. Dan gly jy so rukkie terug en jy druk met jou hande en jy stik dit op jou hande en jou knieë stikkend en dan beer jy weer vorentoe want jy's teen 'n tyd en dan kom jy daar by hom moeg uit asem, mat, afgemat met 'n blaartjie dan sê jy jou bek is die verkeerde blaar. Ja. Halleluja. Die tweede keer gaan nie so vinnig. Jy is moeg. Ja. And I'm going up. On the rough side of the mountain. Maar dat is iets wat ek moet doen. Hey. Hoeveel te meer is dit vir 'n wêreldsmens is wat jy so gehoorsaam. Hoeveel meer nie vir die heilige God. Jesus, halleluja. Dan vat jy maar jou stikkende merke en jou bloeimerke. En oh my God, die wind is teen my. Oh, die storm is teen my. Here, die branders is hoor as wat ek gereken het is. I'm going up on the rough side of the mountain. Ek gaan hoor toe, Here, ek is in my binnekamer. Weet jy, ek het aan my binnekamer gekom, dat jy op die berg is, jy het nie veel woorde nie. Weet jy wat ek wil vanmorgen sê? Jy het nie veel woorde nodig nie, want die Gees van God weet uitdruklik wat die bedoeling en hy tree vir jou in, met onuitspreeklike versigtinge, halleluja! Maar jy moet daar kom. Weet jy, as jy die vallei gaan bly lê, gaan die duiwel jou tussen die varkpele trap. Hallo? Yes. As jy aan die modder is, gaan hy jou verniel in die modder. Dus dan gaan jy ooit val. Kans is baie goed. Die woord van die Here sê 7 maal val en dan verdige en staan weer op. Jy moet opstaan, jy moet berg toe. Jy moet aan jou binnekamer. Halleluja. Halleluja. Hy is vanmôre die God van elke seisoen. Die God van elke plek. Hy is vanmôre die God van die valleie, is die God van die berge. Halleluja. Jy sien wanneer ek teen daai lied skryf, dit is nou Engelse lied, hy sê maar wanneer ek teen die rowwe berge opgaan, dan gryp ek God se sterke hand vas. He will never let go. He will never let go. En broer, kom nie vir my. Jy sien, as ek nou sy hand so vashou, en hy hou nie my hand op ek hou so, dan kan ek val, want somewhere verloor ek. Maar as ek hom hier het, en hy het my vas, Ja. kan my hand maar bietjie gaan. He's got me, hallelujah. Ek wil vir jou sê, God het jou, hallelujah. And he will never let go, hallelujah. Jy moet net uitklim, hallelujah. Amen. Jy moet net klim nie. Want wanneer God jou het, dan gaan hy jou vashou. So wanneer jy te neergedruk is, wanneer jy bedroef is, dan gebruik jy elke stukkie van jou geloof, en jy gaan tree, vertree, en jy weer vorentoe, sodat jy daar kan uitkom. Ek gaan afsluit, 1 Samuel 14. As die volk van Israel weer Saul kom en hy sê, julle mag niks eet vandag, julle moet vas. Maar Saul se seun Jonathan sê vir sy wapendraers, kom ons gaan op na die wagpos van die Filistyne toe. Sy wagpos sê ek is saam met u, net soos wat u wil. Ons gaan na die wagpos. Sy wapendraer van die wapens. En hy sê die woord, en daar's 2 spitse.
En dan, hy moet opklim na hulle. En die woord sê, hy sê vir sy wapendraer, hy sê soos daar kom, en hulle roep ons, dan staan ons stil. Dan staan net stil. Maar as hulle sê, kom op hier na ons toe, dan weet ons, dat God het hulle in ons hand gegee. En het klim die stilte op, dalk ook soos met Molie, een bietjie geklim en bietjie geglyd. Pastor, hoe sê jy so? Hoe kan jy dit sê? Want die woord sê, hy het hande 4 voete. Jy klim net een plek hande 4 voete, as het te styl is vir jou om uit te klim. Anders dan loop jy om uit. Maar as het te styl is, dan is jy op jou handpalms en op jou voete. En hy is op sy handpalms en sy voete, maar hy is besig teen die berg uit. En die Filistyne sê, kom op hierheen. Hy sê vir sy wapendraer, kom agter my aan. Weet jy wat sê die woord van die Here? En Jonathan het op sy hande en sy voete uitgeklim. Hy is bergtoening. Maar jy sien, hy het berg toe gegaan met 'n stukkie geloof. As hy sê, kom op, dan die Here ons vyand vir ons gegee. Klim hande 4 voete. Hoor die woord van die Here. En Jonathan het op sy hande en voete uitgeklim en sy wapendraer agter hom aan. En hulle, die vyand, het voor Jonathan geval. As dit of my moontlik was, het ek nou hande en voete gekry nie so. Die vyand val voor Jonathan. Sy wapendraer agter hom. Sy wapendraer agter hom kom, sê. Vat so. Vat so. Vat so. Jonathan is voor my. Sy wapendraer is besig om die vyand dood te maak. Hy kruip net, hy is op pad. Berg op. Ek wil jou vanmorgen bemoedig, kind van God. Wil jy vanmorgen so'n bietjie uit die vallei opstaan. Dan sê ek, wat berg toe? Want ek het die God, wat die berg. Dit is baie interessant, dat as Jesus terugkom, dan gaan hy sy voete op die Olyfberg. Hy gaan dit nie in die vallei sit nie. Hy gaan dit op die Olyfberg. En die Olyfberg gaan kloof van een kant en die ander kant. Die God van die berge. Die God van die berge. Maar ek is nie vanmorgen op die plek waar ek moet is. Just dress up, get up and show up. Begin net stap. Ek sluit oor iemand kyk rond, is daar iemand is wat vanmorgen sê, Pastor, dit saam met my. As hande wat opgaan. As nog hande. As het nog hande wat opgaan. I'm going up. Maar afstaan en opgaan. Baie keer het die klip in my gesny daar by folie op. Maar jy het deurgedruk. En so by die tweede of die derde keer as hy kom, dan weet jy, hy sê nou dat jy die regte blaadjie gaan pluk dan. Was dit die moeite werd? Ja. Want ek het die opdracht voltooi, wat die instructeur vir my gegee het. Getting up, dan afstaan. Dalk is jou probleme vanmorgen groter as, moeiliker, steiler as wat ek dalk weet of besef. Maar hy is die God van die berge. Ek het 'n keuse om in die vallei te bly lê, of ek het 'n keuse vanmorgen om op te staan en te sê, Here, ek gaan opklim op die berg. Want dis waar jy met my gaan praat. Dis waar jy my gaan bou. Dis waar jy jouself vir my gaan openbaar. Hy bou jou op die berg, hy vorm jou in die vallei. Glory to God.
As jy jou hand opgesteek het, staan gou saam met my in Jesus naam. Staan gou op jou voete. Halleluja. Glory to God. Halleluja. Glory to God. Die mense wat staan, ek weet jy sluit jou oor, niemand kyk rond. Halleluja. Dierbare Hemelse Vader, ek het vanmorgen gebring net dit wat U vir my gegee het, net dit wat U in die week bevestig het. Here, U verwag 'n sekere optrede van ons, 'n sekere reaksie. U wil ons op 'n sekere plek hê. Here, terwyl Isak op die berg is, op 'n altaar lê, toe hulle eerstens dat U met sy vader praat en hom bevestig die nageslag wat U aan hom gegee het deur Isak op die altaar. Here, U sal vanmôre op hierdie plek wat staan. Here, ek het vanmôre aanraking nodig, maar ek wil bid vir hulle, Here, dat U vir hulle die krag sal gee, dat U hulle die vermoë sal gee, dat U hulle vanmôre sal vat met die hand en sê, my kind, ek wil hê jy moet opkom na my toe. Ek wil hê jy moet vanmôre op die berg begin klimme. Jy moet begin uitklimme. Ek wil met jou praat, ek wil 'n gesprek met jou voer. Maar ek het nodig dat jy na my toe kom. Want Here, U woord sê nader tot my. En ek sal tot julle nader. En ek wil vanmôre bid vir hulle wat staan, Here. Dit mag 'n storm met Christus, dit mag wat ook al vanmôre wees. Maar Here, by U is alle dinge moontlik. Halleluja. U is by mag om alles te doen. En geen plan, geen situasie is vanmôre vir U te wonderbaar om my te voer nie. Maar ek wil bid, Here, vat hulle by die hand. En Here, dat U vir hulle die krag gee. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag, hulle vaar op met vleuels. Dat elkeen wat vanmôre staan, Here, dat hulle vanmôre krag sal hê om te sê, ek gaan op hierdie rowwe kant van die berg, maar ek moet in die teenwoordigheid van die Here kom. Want in die teenwoordigheid van U is daar vryheid, Here. Terwyl die siekes na U toe gekom het, Here, hulle het na U toe gekom, het nie na hulle toe gegaan. Terwyl hulle na U toe gekom het, het U almal genees, sê die woord. Dat hulle vanmôre sal begin opklim na die berg toe. Dat U daar met hulle kan praat, ontmoeting met U kan hê. En wanneer hulle dan weer daar is, dat ons sal sien in hulle gesig, hulle was in die teenwoordigheid van Almagtige God. Dankie, Here, dat U elkeen van hulle raak sien vanmôre. Elkeen van hulle krag gee, saam met hulle die pad stap, Here. U het die Heilige Gees as onderpand gegee. U hulle sal rig, Here, die rigting wys op pad na U toe aan die bokant van die berg. En ons sê vanmôre vir U baie dankie daarvoor in Jesus se naam. Have faith. Kom ons staan saam met hulle. Have faith.